Goeiemôre, kom ons staan op en maak as die naam van die Here groot. Amen. Kom prys om die een wat oorwin en red. Bring hom die eer, ons redder en Heer. Sy woord is die waarheid wat tyd deurstaan. Sy lig lei waar liefde en vrede gaan. Bring hom die eer, ons redder en Heer. Ons verheerlik nou die naam. Sing nou saam. Waardig is die Lam. Waardig is die Lam. Waar is die naam? Mooier as die naam. Wat ons koning bring, besing nou sy naam, hy het reeds oorwin. Bring hom die eer, ons redder en Heer. Ons verheerlik nou die naam. Waardig is die Lam, daar is geen naam, mooier as die naam. Yes, heilig is die naam, heilig is die naam. Ons sal bly sing. Net voor jou sitplek neem, groet gaan iemand langs jou, voor jou, agter jou, sê vir hom, welkom. As jy hom nog nooit gesien het nie, sê vir hom, my naam is Piet. Jy mag die sitplek neem vir 'n oomblik. Nou, daar's niks erger as iemand op vakansie is en hy stuur vir jou boodskappe nie. Weet dit al beleef.
Not nice. Terwyl ons dit doen, gaan ons gou vra dat ons die offerande opneem. So, kry u tiendes en offergawe reg en weer eens van ons af as leierskap baie dankie vir u ondersteuning. Ons waardeer dit verskriklik. Nou pastoor Karel en Amorie is bietjie weg vir die week en dan kry ek boodskappe daar en sê hulle Bosveld groete en blou bulle bo. Dis die tipe boodskap wat ek van hom afkry. Ja, so hy is bietjie weg, so hy is weer volgende week terug. En ons gun hulle die rus, dat hulle lekker uitrus en vir ons baie werk uitdink. Amen. Ja, vir die wat vandag vir die eerste keer hier is, wil ons baie welkom sê. Julle is vir ons spesiaal en dankie dat julle tyd uitgekoop het om vir ons te kom kuier. Ons wil julle bitter graag uitnooi. As julle hier deur die deure gaan of daar agteruit gaan, hier aan my linkerkant is ons lounge. Ons wil jou graag ontmoet, jou hand skud, hoor van waar jy kom, wie jy is. En ja, en ek glo jy gaan definitief weer terugkom. Hierdie is die lekkerste plek na Ellis Park gister. Ja. Nou, net een aankondiging vir die week. So ons familiekamp is baie naby. Wie sien uit daarna? Ek hoop is al warm teen daai tyd. Yes, ons het 'n kort somer gehad hierdie jaar. So daar is 1 of 2 kansellasies gewees vir chalet en vir karavaan staanplek. So as jy nou hier op 99.999 besluit, yes, hierdie klink na 'n great idee, is dit belangrik om gou na die diens hier by die informasie toonbank gou jou naam op te gee en dan gaan ons vir Dion se nommer gee en hy gaan jou uitsort. Jy kan dit nie misloop nie. Okay. Dit gaan die mees amazingste ding wees op aarde. So as jy wil familiekamp toe kom, vind bietjie uit wat dit is en wat ons gaan doen daar en dit is baie binnekort. Is julle reg vanoggend om iets van die Here af te ontvang? Toe ek hierdie week bietjie gesit en dink het aan die songs en toe kom ek agter ons almal moet een ding besef dat Jesus is die naam bo elke naam. En mense gaan deur tawe goed. Praat ek met die regte mense hier, of is julle almal great? Yes, ek sit nou nog net ek gewees. En hierdie week toe remind die Here my net aan hierdie ding dat hy bly in beheer en hy is God. En hy het oorwin. En as jy vandag in sy oorwinning lewe, is jy 'n oorwinnaar. Jy kan kies. Jy's either in die wenspan of nie. So kom ons staan op en ons proclaim net Jesus se oorwinning oor jou omstandighede. Hy het klaar oorwin. Kom ons staan op en terwyl ons opstaan, wil jy net vir 'n minuut net jou hande opsteek en sê, Here, ek gee my totaal en al oor aan U. Dankie Here dat U vir ons oorwin het. Dat my geveg is nie my geveg nie. En dat U die naam bo elke naam is. U is Jesus, ons loof U, Here. In die middel van die storm sal ek op U bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my oë op U hou. Spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net een woord en die storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek hier gee, glo ek hier is hier in die middel van die storm. In
die storm sal ek die almag aanskou, want U is steeds goed, en elke storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek U regeer, glo ek U is hier in die middel van die storm. Al skree die twyfel is hy regtig daar, al val my hele lewe uit mekaar, weet ek U regeer, weet ek U is hier in die middel van die storm. Want waar U is daar is, selfs hier in die storm. Ek sal bly glo, ek sal bly sing, net hier in die storm. Want waar U is daar is, selfs hier in die storm. Ek sal bly glo, ek sal bly sing, net hier in die storm. Al staan die golwe en die branders breek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek U regeer, glo ek U is hier in die middel van die storm. Al skree die twyfel is hy regtig daar, al val my hele lewe uit mekaar, weet ek U regeer, weet ek U is hier in die middel van die storm. In die middel van die storm. In die middel van die storm. U is hier, Here. U is hier, Here. Oh. U is die oorwinnaar, Here. U is die oorwinnaar, Here. Waar U verskyn, word alles nuut, want U bevry en gee lewe. Elke storm swyg voor die klank van U stem, alles buig voor Koning Jesus. U is die held wat vir ons veg, U baan die weg vir ons oorwinning. Elke vyand vlug, elke vesting val neer, naam bo alle name hoogste Heer. Vir ewig is U heerskappy, U troon staan op wankelbaan.
is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Die duisternis word lig deur U. Die duiwel is deur U verslaan. Dood, waar is jou mag? Waar het jou angel verdwyn? En wat sal leef? Ek sien hier Vir ewig is U heerskappy, U troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Vir ewig is U heerskappy, U troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. O, is Jesus die oorwinnaar. Naam bo alle name, naam bo alle name, is die naam bo alle name, naam bo alle name, oh, de naam bo alle name, is die naam bo alle name, de naam bo alle name, naam bo alle name, oh, naam bo alle name, daar's geen naam soos die naam, naam bo alle name, naam bo alle name, vir ewig is U heerskappy, U troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Vir ewig is U heerskappy, U troon staan onwankelbaar. Oh, ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Jesus die oorwinnaar. Jesus die oorwinnaar. O, Jesus die oorwinnaar. Ons loof U naam, Here. Is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, groot is ons God.
Daar's geen naam. Is die naam bo elke naam. Oh, waardig is die Lam. Hey, in my hart sal sing, hoe groot is ons God. Is die naam, is die naam bo elke naam. Oh, waardig is die Lam. In my hart sal sing, hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is hy vanmôre, Here. Hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Oh, jy is groot. Oh, hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. En almal sal sien. Staan is Here, U is groter as my omstandighede. U is groter as die ding waartoe ek nou gaan. Your name is higher. Your name is greater. You're the name above all names. Miskien is dit tyd vanmôre om net die naam van Jesus bo jou omstandighede te spreek en sê, Here, is die naam. Want hy is die naam bo elke naam. Waardig is die Lam. En my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam. Hy is die naam bo elke naam. Waardig is die Lam. En my hart sal sing, hoe groot is ons. Kan ons nog een keer sing, hy is die naam bo elke naam. Hy is die naam. Hy is die naam bo elke naam. Waardig is die Lam. En my hart sal sing, hoe groot is ons God. Is groot, Here. Kom ons lig net 'n bietjie ons hande op na die Here toe vandag. Ons is so dankbaar, Vader.
ons gesterf het, U seun gestuur het, sodat ons vir ewig U kinders kan wees. Dat U goeie drome vir ons het, dat U goeie planne vir ons het, Here. U is soveel groter as wat ons ooit kan indink. Dankie dat U elke hart vandag aanraak. Dat ons elke gedagte kan bind aan die gedagtes van God. Waar daar seer is, waar daar pyn is, dat U daai rustigheid sal bring. Dat U vrede oor ons sal uitstort vandag. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie, Jesus. In Jesus' naam. Amen en amen. Ons neem ons sit plek asseblief. Hier is 'n rustige atmosfeer van die Here hier vanoggend. Kan julle hom voel? Is nie so rustig soos wat die week noodwendig was nie, né? Kom nou. Die Here is hier, hy's getrou. Hoe lekker is dit om die boot te staan wanneer die bokke gewen het? Yes, wil vir julle sê dis makliker. Almal is in 'n beter by, almal is vriendelik. Amen. Is nie soos nou die dag toe Ierland ons gewen het met 'n punt nie, né? En vandag is lentedag. Amen, julle lyk nog soos wintermense. As ek so na die baadjies kyk, né? Maar vandag is lentedag. En nuwe seisoen het aangebreek. En wanneer ons gewoonlik na lentedag kyk, dan praat ons van 'n nuwe begin, ons praat van nuwe verwagtinge, né? Is dit so? Maar as jy nou Vrydag na die weer gekyk het, dan daai verwagting is nie altyd wat ons ervaar nie, né? Die twee kom nie altyd so lekker by mekaar uit nie. Dit beteken nie dat dit wat jy verwag is nie noodwendig op pad nie. Nee, dit beteken net dit is nog nie noodwendig nou hier nie. Amen. Ons voel nog bietjie die koue. Vanoggend was maar so bietjie chilly geweest, Vrydag was wild. En maar is lentedag. Wie van julle is bly daaroor? En ons glo dat in die geestemense is dit ook lente wat besig is om aan te breek. Vir elkeen van ons, jy weet, lente word geassosieer met vernuwing, dit word geassosieer met lewe. Bloeisels begin uitkom en gras gaan nou weer begin groen word. Halleluja, die rugby ouens sal bly wees daaroor, né? Maar nou is rugby seisoen verby vir almal wat op die skool is. En so jy moes maar op harde gras gespeel het in die winter. Maar lente word geassosieer met vrug wat gaan begin opkom, van saad wat voorheen gesaai is. Amen. En die blommetjies kom uit en die voeltjies is terug en nou skielik 5:30 in die oggend kan ek nie verder slaap nie, want ek het so 'n paar voeltjies in die bome net hier buite. Kom nou wit van daai is, né? En hulle begin nou terugkom en ja, jy hoor hulle chirp al van vroeg af, né? Wil vir hulle sê, kan julle ook nie slaap nie. Dit is 'n seisoen waar baie mense opnuut energie het. Kom nou, ek weet jy voel dit nog nie. Okay, maar dis 'n plek waar ons begin om nuwe energie te kry en 'n nuwe wilskrag te kry. En baie keer is dit waar mense begin om nuwe dinge te doen. Of daai dinge wat jy gelos het deur die winter weer te begin doen, né? Soos die oefenprogram en die dieet en kom nou, die winterlyfie te begin afskud, want Desember is op pad, né? Mense begin met nuwe projekte. In Israel, wat in die noordelike halfrond is, het julle ook geweet dat in lente is dit Paasfees. Hier by ons is Paasfees in die herfs. Maar Paasfees in die noordelike halfrond, daar waar Israel is, toe Jesus gekruisig is, was dit lente geweest, wat ook gestaan het om 'n nuwe begin aan te kondig, deur aan die kruis van Jesus te konnekteer.
sondes af te lê. Gelukkig ons in die suidelike halfrond die woord sê, ons kan nagmaal vat wanneer ons wil, ons kan konnekteer met die Here wanneer ons wil. So ons hoef nou nie in die noordelike halfrond vir dit te wees nie. In Prediker 3 vers 1 staan daar die volgende: elke ding het 'n vaste tyd. En elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. En dan gaan hy aan om te sê, daar's 'n tyd om te saai, en 'n tyd om te maai, en 'n tyd om lewe te gee, en 'n tyd om dood te maak, en hy sê, daar's 'n seisoen vir elke ding op hierdie aarde. Daar's 'n tyd om vas te hou, en 'n tyd om te laat gaan. Kom sê daai saam met my, daar's 'n tyd wat ek moet vashou, en daar's 'n tyd wat ek moet laat gaan. Die lente klink vir my soos 'n goeie tyd om te laat gaan, van sekere goed. Kom aan, wie van julle het hierdie jaar al 'n paar seisoene ervaar in jou lewe? Dit was bietjie op en af jaar gewees. Ons sê dit nou al vir die laaste 4 jaar, van die begin van COVID af. Hierdie was 'n harde jaar. En toe is dit die tweede jaar van COVID. Hierdie was 'n tough jaar, en toe is dit die jaar na COVID, en ons almal het gedink, ja, hierdie was 'n moeilike een gewees. So hoe's hierdie jaar so ver ons? Kom nou. Prys die koning. Maar het jy na eerste jaar gedink jy gaan deur dit kom? Nee. Baie van ons het gedink, dis nou verby. En 4 jaar later is ons nog steeds hier. So tussen die tough en tussen die moeilik en alles, het ons dit gemaak, was dit uitgekom. Ons is besig om deur verskillende seisoene en challenges te gaan. Maar soos 'n droë seisoen tot 'n einde kom, soos 'n koue seisoen tot 'n einde kom, sê die natuur vir ons, daar moet warmte kom. Daar moet lewe kom, daar moet bloeisels kom, daar selfs in die gees. Wanneer ons deur 'n moeilike seisoen gegaan het of besig om te gaan, kan ons met die vooruitsig daar staan en sê dit moet ook eindig. Daar moet weer iets anders kom na hierdie. En ek weet hierdie jaar verwys ek baie hierna, maar dis die woord van die jaar. Ek weet baie van ons is besig om te gaan deur 'n seisoen van wat? Die Here gaan bietjie spit. Hallo, hy gaan bietjie snoei. Hy gaan bietjie misgooi. En wat is die doel? Sodat ons vrug kan dra. Sodat ons aan die einde van die jaar kan kom en daar vrug kan wees. Amen. En ek glo met die lente wat nou begin, is dit 'n draaiende seisoen vir baie van ons lewens. Ja, hy het gesê, gee my 'n jaar. En ons is op pad nou na daardie laaste deel van die jaar toe. En as daar iets is wat na 'n jaar moet gebeur en die vrug moet klaar wees, né, dan beteken dit die bloeisels in my lewe moet nou begin uitkom, sodat aan die einde van die jaar daar vrug kan wees. Wie's excited oor dit, okay? Dit is in die laaste 4 maande van hierdie jaar. Jakob het ook so ervaring gehad. Ek wil vinnig met julle praat oor Jakob. Hy het 'n seisoen deurgegaan waar verandering plaasgevind het. Hy het deur 'n seisoen gegaan waar iets nuuts begin het, waar God gekom het en iets nuuts oor sy lewe losgemaak het. Nou die storie is, hy het gejok vir sy broer, hy het die geboortereg gekry op die verkeerde manier. En kom nou, ons ken die storie. En hy vlug van sy broer weg, hy vlug na oom Laban toe, hy's op pad na Laban toe. En Genesis 28 vers 10 tot 15 sê vir ons die volgende: Jakob het van Beersheba af weg en het na Haran toe vertrek. Teen sonsonder kom hy by 'n geskikte plek aan waar hy kon oornag. Hy neem toe een van die klippe van die plek en sit dit by sy kop neer. Wie van julle het probeer slaap al op 'n klip vir 'n kussing? Ek het dit nog nooit probeer nie. Ek dink nie dit gaan lekker wees nie. In elk geval. Toe gaan lê hy om te slaap. En daardie nag droom hy dat hy 'n leer sien wat op die aarde staan met die bopunt in die hemel. En die engele van God het met die leer op en af geklim. En die Here het aan die bokant van die leer gestaan en vir hom gesê: Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, gee ek vir jou en jou nageslag. Jou nageslag sal so baie wees soos die stof van die aarde. Hulle sal versprei na die ooste en die weste, na die noorde en die suide. En al die mense op die aarde sal deur middel van jou nageslag geseën word. Ek sal by jou wees en jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou weer terugbring na hierdie land toe. Ek sal jou nie verlaat nie, maar doen wat ek beloof het. Sê saam met my vandag, die Here doen wat hy beloof.
Okay, ons praat hier die hele jaar al oor die konsep van om hoop te hê, om 'n droom te hê, om vas te hou aan die feit dat as God iets gesê het, dan sal hy dit doen. Amen. En dit is goed waaraan ek en jy moet vashou, dat God is nie 'n mens dat hy sal jok nie. Kom maar, wie van julle het al gesê, maar Here, en as ek rondom my rondkyk, dan ervaar ek nie die lente nie. Lentedag voel nie soos lente nie. Het voel vir my nog soos winter. Voel vir my nog soos koue. Here, waar is hierdie beloftes wat jy vir my gegee het? Waar is hierdie drome? Waar is hier God, where are you? Kom aan, wie het hierdie week al so gevoel? Here, waar is jy? Jakob droom van 'n leer wat van die hemel af na die aarde toe strek. God wat bo staan en engele wat van bo na onder beweeg. En ek is van die oortuiging dat die Here vir Jakob probeer verduidelik het dat soos wat hy aan God vashou, dat daar gebede is wat sal opgaan en antwoorde sal wees wat afkom. Gebede sal wees wat opgaan en antwoorde wat sal afkom. Kom nou. Gebed is die key. Gebed is die key. Jesus sê vir sy mense, hoe moet julle bid? Laat jou koninkryk kom, dit wat daar is, laat dit so wees hier. Daar's gebede wat opkom en daar's antwoorde wat afkom. Daar's gebede wat opgaan en die koninkryk wat afkom. Kom nou julle. En vir my en jou om soms in 'n nuwe seisoen in te gaan, is daar goeders wat moet opgaan, daar's goeders wat moet afkom. Daar's 'n tyd om vas te hou en daar's 'n tyd om te laat gaan. En God maak hierdie belofte aan Jakob oor sy nageslag en oor al die mense van die aarde. En jare later, nadat dit nou vir Jakob al gelyk het asof alles verkeerd kan gaan, daar waar hy heen op pad was, né? Daar by oom Laban, waar hy met 2 vroue moes getrou het, want hy wou die een gehad het, hy moes 7 jaar vir haar werk, en op die trounag, toe kom hy agter, die sussie is vir hom gegee. Kom nou ouens, wie van julle glo, daai is 'n skok? Alright? Daai is nogal challenging. En jy het 7 jaar gewerk vir daai een. En jy word wakker die volgende oggend langs daai een. Vir my sal daai 'n sjokkertjie wees. Ek dink hier's 'n paar manne wat met my sal saamstem. Kyk vir jou vrou en sê, ek's bly dis jy nie jou sussie nie. Okay, stadig. Want ons van die sissies wat hier sit, sorry. Ek is jammer. Klein foutjie. Hallo julle. En die oom bedrieg hom en verneek hom en op 'n stadium vat Jakob sy goed en hy trek terug. Sê die Here sê ons moet teruggaan. Maar hy's op pad terug na sy broer toe en hy weet sy broer is kwaad vir hom. En hy stuur al sy goed vooruit en ons ken die storie. Hy bly alleen aan die een kant van die rivier oor en 'n man kom na hom toe in die aand en begin met hom stoei. Hallo. En hy sê, die son is besig om op te kom, hy sê, laat my gaan, die son is besig om op te gaan. Jakob sê, ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie los, tot jy my seën nie. Kom aan ons. Jy sien, daar's goed wat moet opgaan, daar's goed wat moet afkom. Ek sal jou nie los, tot jy my seën nie. En hy raak sy heup aan, en word vir hom gesê, jy is nie meer Jakob nie, maar jou naam sal Israel wees. En elke belofte wat ek jare terug vir jou gegee het, toe jy op pad na Laban toe was, is nog steeds daar, is nog steeds die waarheid, dis nog steeds vas, dis al meer as 14 jaar later, ek sê vir jou, ek het jou gesê, ek gaan jou terugbring na hierdie land toe. Ek het jou gesê, dat wanneer jy terugkom, sal jy geseënd wees. Jy sien, daar's 'n seisoen wat moes verbygaan. Dit was 'n harde seisoen gewees, dit was 'n koue seisoen gewees. Amen. Ek en jy is deel van daardie beloftes. Ons is deel van die nasies op die aarde wat geseën is as gevolg van Abraham, as gevolg van Isak, as gevolg van Jakob en natuurlik later as gevolg van Jesus. Ons is deel van hulle en die beloftes wat gegee is ook beloftes wat hy vir my en vir jou gegee het. Nou Jakob droom en hy sien hierdie leere. Nou kom ons praat bietjie oor leere. Julle het gedink ons het net vergeet om dit weg te pak, né? Ons het nie hierdie week in die kerk gewerk nie. Wat is die doel van 'n leer? Ek het dit bietjie gaan Google, asof dit nie opsigtelik moet wees nie.
Nou eerstens moet ons sê dat 'n leer is daar om my by 'n plek te kry wat hoër is as waar ek op die oomblik is. Voilà. Vir my om in staat te wees om werk te gaan doen op 'n plek wat ek nie op hierdie oomblik bykom nie. Dis die hoofdoel van 'n leer. Natuurlik ook as die werk wat ek moet doen laer is as wat ek dan kan ek natuurlik afgaan ook met 'n leer, maar jy moes eers opgeklim het sodat jy weer kan afkom. Toe het ek ook gesien dat jy dra blykbaar gereedskap met 'n leer. Ek weet nie, Google sê jy dra ek het nog nooit gereedskap met 'n leer gedra nie. Maar daar's snaakse goed wat Google sê oor die doel van 'n leer. Vandag gaan ons kyk na waarvoor God hierdie leer vir ons hier gesit het. Jy sien, want soms is ek besig om 'n leer te klim. Wie van julle wil 'n karavaan wen? Jy moet nou afneem. Okay. Soms is ons besig om 'n leer te klim. En soos ons hom klim, gids, kom ek agter, wanneer ek aan die bokant kom, dat hierdie leer staan teen die verkeerde muur. Ek wou eintlik op 'n ander plek gewees het. Ek wou eintlik op 'n ander plek opgeëindig het. En dan kom ek agter, hierdie is glad nie die muur of die werk wat God vir my in gedagte gehad het nie. En nou het ek die bopunt bereik en ek het alles bereik wat hierdie wêreld het om te gee. En ek kom agter, this is not what he promised. En soms het ek die geleentheid om weer te kan afklim en met 'n ander leer te kan begin. Hier is nogal challenging met een hand, hoor. En ons is besig om die leer van God te klim. En dan kom ons soms distractions, wat my aandag aftrek, van daarheen waarheen ek op pad is, en ek is besig om die beloftes van God te soek, en dan kom ek op 'n stadium agter, maar joggies, goeders aan die ander kant wat lekker lyk. Ek wil 'n bietjie hierdie goed ook hê. Maar dan wanneer ek hier is, dan kom ek agter daar's 'n leemte, en dan gaan ek maar weer terug na hierdie kant toe. En ek's besig om 'n leer te klim, en ek's besig om God se beloftes en sy drome te volg en te soek. Maar Here, soms glo ek in jou beloftes, maar dan kom ek agter dat jou manier om daarby uit te kom is nie so lekker nie. En dan wil ek my eie manier gebruik om uit te kom. Here, ek sal die bopunt bereik, maar ek gaan dit op my manier doen. Dit klink vir my makliker om dit net so te Here, dit lyk vir my makliker om Johan, ek is besig om dom dinge nou te doen, ja. Ek sien hy kyk my so. En dan kom ek op 'n tyd waar ek agterkom, ek kan nie verder gaan nie. Ek sit vas. Hierdie werk nie so lekker nie. Ek moet 'n besluit maak. Want as ek nou hoër wil gaan, I need to make a choice. En van ons wil soms so graag hier in die middel van hierdie lere, in die middel van dit wat God vir my in gedagte het en dit wat die wêreld vir my in gedagte het. Ons wil so graag in die middel van dit beweeg, maar ons kom agter dat I'm stuck. Ek moet 'n keuse maak. Of ek moet besluit om by die een leer te bly en die bopunt te bereik. Moet ek nog gaan? Nee. Sakkie sê nee. Maar ek kan nie met my voete die bopunt bereik. Die plan en droom wat God vir my het, as my een voet nog in die wêreld is nie. Ek moet 'n besluit maak. Here, ek soek hierdie drome van jou, ek soek hierdie plan wat jy vir my het, maar ja, gaan ons dit probeer. Hierdie is scary. En dit moet scary wees, ouens. Want ek kan nie al twee bereik op dieselfde tyd nie. En as dit is waar ek en jy onsself bevind op die oomblik, dan moet dit vir jou scary wees.
Want ergens gaan ek by die plek uitkom waar ek besef, iets gaan crash. As ek my voet nou nog op iemand gaan seer kry, het gaan ek wees, het gaan nie die Here wees nie. Moet ek vir jou smaal? Wie word foto's geneem vir Kwela? Prys die koning. Hallo? Daar's 'n skrif in die woord wat praat oor dit. Wie van julle is bly ek's van die leer af? Openbaring 3 vers 15 tot 16. Praat Jesus hy praat met Johannes wat besig is om Openbaring te skryf en hy praat met een van die leiers van die kerke. En in vers 15 sê hy, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Die Here wil vir my en jou sê vandag dat hierdie gaan nie goed eindig as jy met jou een voet op die een kant staan en met jou ander voet op die ander kant nie. It's not gonna end well. Ergens gaan iets breek, ergens gaan iets crash. Ek het 'n nuwe seisoen vir jou in gedagte. Ek het al my beloftes is daar, al my drome is daar. Dis veronderstel om 'n tyd te wees waar die goed wat ek besig was om los te spit, die goed wat ek besig was om te snoei, dat daai goed moet wegstaan sodat die vrug van my woord in jou lewe kan kos gee, kan ek sê kos gee. Vandag vra hy ons om 'n keuse te maak. Jy sien, die een trap lei na die lewe toe, die ander trap lei na vernietiging toe. En wanneer ek albei gelyk probeer klim, kan ek eerstens nie die droom bereik wat hy vir my het nie. Ek kan nie daardie toppunt bereik in my Christelike lewe met alles wat daarmee saamgaan nie. En ergens gaan my voete nie meer so lekker by die twee. Iets gaan breek. Wie van julle was al op so 'n plek in jou lewe gewees, dat jy eers deur breek moes gegaan het, voordat jy agtergekom het, hierdie werk nie so lekker nie. Dis nie hoe mens bou nie. Amen. Ek weet nie veel van bou af nie, maar ek weet dis nie hoe jy bou nie. Openbaring 3, 17 tot 18 verder sê, julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Die Here is besig om my en jou te motiveer. Jy sien, hy sê daar, as jy maar warm was, of koud was. Jy sien, as ek die koue leer klim, kan ek sy bopunt bereik. As God nie daarin is nie, gaan ek net nie hemel toe gaan nie. Ek gaan redelik sy plan mis. Maar jy kan 'n bopunt bereik. Daar's baie suksesvolle mense daar buite wat nie in God glo nie. En hulle mis dit wat God vir hulle nog steeds het. Maar as ek die warm leer klim, kan ek al twee hê. Wat sê Matteus 6:33? As ek sy koninkryk soek en sy geregtigheid, dan sal hy al die res nog vir my byvoeg. Kom nou, dit wat die wêreld nou soek. Die Here is besig om ons 'n challenge te maak. Nou, ek wil gou die volgende storie vertel, en ek weet julle het hom al hier gehoor, Pastor Karel het al 'n paar keer oor hom gepreek, en is juist toe hy nou die dag oor hom gepreek het, wat iets net in my kop vasgesit het, vasgehak het, en ek gaan hom vinnig vertel. Daar was 'n tyd van Elisa gewees, die profeet van Israel. Dis een wat by
Elijah oorgeneem het, né? En Elisa het siek geword en koning Joas het na die koning toe gekom en hy het gehuil en dit was verskriklik vir hom gewees en gesê, maar jy is die een wat nog altyd ons beskerm het en vir ons gebid het en ingetree het by die Here en nou is jy siek. En almal het geweet Elisa gaan doodgaan. En in 2 Konings 13 vers 15 tot 19 is die storie van waar Elisa sy hand op die koning sy hand kom sit, hy sê, vat 'n boog, trek 'n pyl, skiet dit deur die venster. En die profeet het sy hand op die koning se hand gesit, en die pyl is geskiet deur die venster, en toe het Elisa gesê, 'n pyl van die Here se oorwinning, 'n pyl van oorwinning oor Aram, jy sal Aram verpletter, verslaan in Afek. Jy sien, die skiet van die pyl deur die venster het gegaan oor die geleentheid wat God daar gestel het vir oorwinning. Die geleentheid is daar. Die woord van God het gesê, jy sal hulle verpletter. The opportunity has been created. Deur Jesus se dood vir my en vir jou, vir oorwinning. Amen. Dit is daar voor jou. Wat het gebeur na dit? In die volgende vers 18 sê dit, vat nou die pyle, sê hy. En die koning het dit gevat. En hy sê, slaan die pyle op die grond. En die koning slaan dit 3 keer en hou op. En die profeet word kwaad en hy sê, nou gaan jy Aram net 3 keer oorwin. Jy gaan hom net 3 keer verslaan. Jy moes 5 of 6 keer geslaan het om seker te maak, daardie nasie is vir ewig verwyder en vernietig. Sien, die oop venster staan vir die geleentheid wat God deur sy bloed, sy seun se bloed vir my en jou daar gestel het. En die pyle wat in die grond geslaan word, is wat doen jy met daai geleentheid? Wat se leer klim ons? Waarheen is ons op pad? Hoe belangrik is die dinge van hierdie wêreld vir my en jou? Oorheers dit God se koninkryk in my en jou lewe. Want hy wil die beste vir jou hê. Hy gaan nie tot bo klim nie. Wat is ek en jy besig om te volg? Is dit sy plan? Is dit my plan? Op sy manier of op my manier? Genesis 28 vers 16 tot 19. Kom Jakob en hy word wakker na hierdie droom gedroom het van die leer. En hy sê, so waar, die Here is op hierdie plek. En ek het dit nie eers geweet nie. Hy was egter ook bang en het gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek. Dis niks anders as die woning van God, die poorte van die hemel nie. En die volgende oggend staan hy vroeg op, hy neem die klip op by sy kop en sit dit regop as 'n gedenkteken. Daarna gooi hy olie daarop uit en hy noem die plek Bethel, die huis van God. Ek wil vandag vir jou vra, het jy Jesus aangeneem? Want die beloftes van Jesus is net as ek sy kind is. En as jy hom nog nooit aangeneem het nie, asseblief kom sien ons na die tyd. As jy die Here wil aanneem, as jy hom jou verlosser wil maak, kom laat ons saam met jou bid. Kom laat ons die pad saam met jou stap. Maar vir die res van julle wil ek vandag sê, as jy hom aangeneem het, waar bly hy? Waar woon hy? Jy sien soos wat Jakob gesê het, voorwaar die Here is in hierdie plek. Slaan vandag so op jou bors, nie te hard nie, dis seer, né? Maar slaan so op jou bors en sê, die Here is in hierdie plek. Kom na. Die Here leef hier. Hierdie is die huis van God. Ek en jy is die huis van God. Jy glo my nie? 1 Korintiërs 6 vers 19 sê die volgende. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Hierdie is die huis van God. Die Here is verseker hier.
Wat se leer is ek en jy besig om te klim? Waarheen is ons op pad? My laaste skrif in Johannes 1 vers 51 sê vir ons die volgende. Jesus het ook vir hom gesê, ek verseker julle, julle gaan die hemel wyd oop sien en julle sal die engele van God sien, op en afklim na my, die seun van die mens toe. En Jesus kom en hy verwys na die skrifgedeelte in Jakob, waar hy sê, ek is daar die leer. Ek is daar die leer. En jy gaan die beloftes van God net bereik. Jy gaan die bopunt van hierdie leer net bereik. In my. As jy my soek, as jy my drome vir jou lewe wil hê, is al wanneer jy het gaan bereik. Jy sien, ek kan nie my voete op al twee leere hê nie. Ek kan nie die bopunt bereik as ek so staan nie. The Amplified said, then he said to him, I assure you and most solemnly say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man, who is the bridge between heaven and earth. Waar is jou leer vandag? Waar staan hy? Kom ons staan op. Ons in die laaste 4 maande van hierdie jaar. Die Here was besig met almal van ons hierdie jaar. Daar's nie een wat kan sê dat God nie besig met hom of haar was nie. Ek het nie gesê dit was lekker nie. Ons dink as God met ons besig is, moet dit net lekker wees, né? God was besig hierdie jaar. En ons nog 4 maande oor. Met 'n seisoen wat besig is om te verander. En ons vrug op pad. Maar wat moet jy laat gaan nog? Waarheen is jy besig om te skop? Waarheen is jy besig? Die Here is besig en jy is besig om vas te hou. Here, ek sal hierdie leer nie laat gaan nie. Ek wil hierheen klim, maar ek gaan net my voet op hierheen. Al is er ek gaan net so. Here, ek wil nie, haal jou voet af. Haal hom af. As 'n seisoen om te laat gaan, seisoen om vas te gryp. Ons het nodig om te laat gaan, die goed wat ons terughou van God se beste van ons lewens af. Ons het nodig om hom aan te gryp. Sodat ons sy droom, sy plan vir ons lewens kan bereik. Waarheen moet jy laat gaan? Amen. En jy kan voel vandag, die Here is sag hier. Hy's sag. Hy's nie hier nie, hy's nie kwaad nie. Hy's nie kwaad nie. Daar's nie daai. Hy sien met baie liefde en baie compassion vanoggend. Hy wil net die beste vir jou hê. Wil jy nie sy hand vat en saam met hom klim nie? Kom ons sluit ons oë. Here. Here, ons dankie vanoggend vir teenwoordigheid in hierdie plek. Ek dankie vir teenwoordigheid in elkeen van die kinders, Here. Elke huis van God wat vandag hier deel van u gemeente uitmaak.
En ek bid, Here, dat U vir elkeen die wysheid en die krag sal gee om hulle voet van die verkeerde leer af te haal. Dat U hulle sal wys die pad wat U vir hulle voorgestel het, Here. That you have good plans for them, to prosper them and not to hurt them. Plans to give them a hope and a future. Help ons in hierdie tyd om aan U vas te hou, Here. Help ons om nie van U hand te laat gaan nie. Om ons oë op U te hou. The perfecter and the finisher of our faith, Jesus Christus. Dit is my gebed, Here, dat U seën saam met elkeen sal wees. En soos die seisoen draai, Here, dat vrug in ons lewens sal ontwikkel, wat lasting is, wat nooit sal weggooi nie. Mag U hand van beskerming, voorsiening en gesondheid met elkeen wees, tot ons weer by mekaar kom. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen en amen. Ons bid dat die Here jou ryklik sal seën hierdie week wat voorlê. Onthou vanaand is impakgroepe, daar's nie 'n diens by die kerk nie, maar as jy nie in 'n impakgroep is nie, is daar 'n groep wat hier by mekaar kom. Moet dit nie mis nie. God seën jou.